Kom ons buig ons hoofde terwyl ons so staan. Want Here, ons moet vandag erken dat dit U is en U wil is en ons verstaan dit nie en ons wil dit nie so hê nie. Maar ons buig voor U, Here. Ons kniel voor U, ons knak voor U. Dankie dat ons so lank van Magda as deel van ons lewe gehad het. En waar ons nou sonder haar moet aangaan, wil ons vra dat U regtig ons sal vashou. Dat U by Gerry en by kinders en by almal van ons sal wees. En sommer net sal vashou. Asseblief, Here. Amen. Dankie, U kan rustig die plekke inneem. Ek wil een of twee praktiese reëlings net tref voordat ons aangaan met die diens. Nou kan ons aangaan. Die eerste is, dis 'n roudiens, wat begrafnisdiens wat ons dan begrafplaas toe gaan hierna. So asseblief, as ons nou soontoe ry, die verkeer begelei ons nie meer nie. So ons is op ons eie aangewese. Sit my jou motor se hoofvlugte en hazards en alles aan wat jy kan. En wees versigtig, die res van die verkeer weet nie ons is in 'n stoet nie, veral by die kruising by Robert Broom daar by Mansfield. Wees veral versigtig daarso, dat ons wag maar vir die verkeer wat in die dubbelpad oorkom. Ons sal by die begrafplaas vir jou wag as jy dalk iewers moet agterbly om 'n robot te honor. So dis die eerste en die tweede ding. As ons klaar is by die begrafplaas, is jy welkom om terug te kom. Hierso by die kerk is vir jy gereed gemaak om 'n bietjie saam te kuier en saam koffie en tee te drink. So jy is so welkom om 'n bietjie saam terug te kom en te kom kuier. Mense het nodig om mekaar so 'n bietjie te ondersteun. Mense het besef in hierdie tyd dat mense regtig waar die Here se teenwoordigheid intens nodig het. Mag dit regtig waar so wees, ons vir mekaar ook daar sal wees. Die derde is net indien mense op Facebook live kyk, julle is so welkom. Dis net die musiek is gemute, so vergewe ons daarvoor. Ons moet dit mute, daar's kopiereg op die musiek en Facebook live en YouTube gooi mense af. Ek sal so 'n bietjie later sal ek die Facebook live video ook 'n YouTube link aanstuur vir julle as gesin. En dan die laaste reëling in die badkamers is hier agter in die foyer, so as jy dit wil gebruik, jy is welkom. Dis in die foyer, jy moet nie te ver loop nie, anders jy gaan verdwaal. Daar's net hier voor in die foyer die badkamers. Ek gaan nou so reël dat ons 'n videoklip van Magda se lewe met mekaar deel. Wat 'n belangrike ding is, want ons moet ek het iewers gedink dat ons hierdie ding gedoen van ons moet nou oor haar dood kom en aangaan en vergeet op 'n manier, en dis nie die waarheid nie. Jy moet nooit vergeet nie. Ons het te veel aan mekaar afgegee om te vergeet. Ek dink die scary deel is, ons moet mekaar onthou om te onthou. Nie onthou om te vergeet nie, asseblief nie. So kyk solank as wat jy wil en solank as jy kan, want dis crucial dat die mense regtig mekaar sal bly onthou. En daarna gaan ek kans gee vir die bedankings. Ek is nie seker wie gaan die bedankings doen nie. Help my gou, wie gaan die bedankings doen? Gaan jy uitkom doen? Okay, goed. Ek gaan vir jou kans gee daarna as dit klaar is. Is dit reg so? Goed. Kom ons sit so met rustig en dan kyk ons net na 'n video insetsel oor Magda se lewe.
Okay, is reg. Hallo julle. Is 'n briefie van Gerrie af. Vir sy ouma. Die kom staan. Liewe ouma, ek mis ouma baie. Ek wens ouma was nog hier om my vas te hou en vir my stories te vertel. Ek onthou ouma altyd vir my gelag het en vir my spesiaal laat voel het. Ek sal nooit ouma se drukkies en liefde vergeet nie. Ek weet ouma is nou in die hemel en kyk oor my. Ek sal altyd my bes doen om ouma trots te maak. Ek is lief vir ouma vandag en vir altyd. Gerrie. En dan net die bedankings. Hierby wil ons net vir Rina van Concord Community Funeral Service hartlik bedank vir al haar moeite met die begrafnisreëlings. Ons waardeer dit opreg. Wil net vir almal wat betrokke was met die hulp van die begrafnisreëlings hartlik bedank vir die hulp. Dankie vir die wat van ver af gekom het om die begrafnis by te woon. Waardeer baie. Dankie Melissa, net so die briefie wat ook in die blaadjie is, gaan ek vir ons voorhou. Liewe familie en vriende, vandag neem ons met swaar harte afskeid van 'n besondere vrou, 'n liefdevolle ma, 'n toegewyde ouma en 'n dierbare eggenoot. Sy was die hart van haar familie, altyd gereed met 'n sagte woord, 'n warm drukkie en onvoorwaardelike liefde. Haar huis was 'n plek van veiligheid en vreugde, waar almal welkom gevoel het. As ma het sy ons geleer van krag, respek en omgee. As ouma het sy haar kleinkinders met liefde en wysheid oorlaai. As eggenoot was sy rots, lojaal, ondersteunend en vol liefde. Haar lewe was 'n voorbeeld van opoffering, deernis en geloof. Sy het altyd ander eerste gestel en haar liefde sal vir altyd in ons harte voortleef. Al is ons harte gebreek deur haar heen gaan, troos ons onsself met die wete dat haar pyn verby is en dat sy nou in vrede rus. Haar nalatenskap leef voort in elkeen van ons, in die herinneringe wat ons koester en die liefde wat sy vir ons gelos het. Ons sal haar altyd onthou vir haar glimlag, haar wysheid en haar onmeetbare liefde. Resag, liewe ouma, ma, vrou, jy sal altyd in ons harte bly en ons het jou ongelooflik baie lief. Ek weet nie wie van u volg dit wat in die wêreld aan die gang is op hierdie stadium, behalwe die oorlog wat nou aan die gang is en nou 2 weke skietstilstand het. Dis wonderlik, die olieprys het mooi afgekom en dit maak ons almal se harte baie bly. Is daar ander baie, ek dink 'n geskiedkundige gebeurtenis en dis die Artemis vuurpyl wat op pad is terug aarde toe nadat hy 'n draai rondom die maan gemaak het. Wonderlike geskiedkundige moment waar ons die verste was waar ons nog ooit was en die hele almal is 'n grand goeters. Maar ek het nogal gewonder, hoekom doen ons die goeters? Hoekom sal ons, en ek praat nou regtig van miljoene dollars of rande of maak nie saak en wat se eenheid het uitdruk nie. Hoekom sal ons so baie geld spandeer om maan toe te gaan of as die Elon Musk is Mars toe te wil gaan of ek dink ons almal wil iewers 'n klomp ander mense gaan aflaai daar waar dit koud is of warm is. Maar hoekom sal ons so toe wil gaan? En toe dink ek daar's dalk by ons 'n vraag wat diep in ons woel, 'n verklompie vrae, maar een van hulle wat ons nou vandag wil hanteer. Maar een van die vrae wat ons in ons gemoed het is, waar kom ons vandaan? As jy die filosofie ken, dan is dit die vraag van die ontologie, dis die grand woord daarvoor. Wat ek net sê, ek wil weet waar op dese aarde kom ons vandaan? En nou is daar 'n hele klomp ouens wat nou al probeer het om vir ons antwoorde te gee van waar ons vandaan kom. Party sê ons is geskape na die beeld van die Here in Genesis. En daarom het ons so ontstaan en dit moes 6000 jaar terug gebeur het of 7000 jaar terug en probeer hulle datums daarby sit. Ek weet ons kry maar sukkel maar om daai datum ding te doen. Party wil 'n Big Bang daar maak en dit ons so ontwikkel het uit 'n vis uit en later uit 'n voël uit en later uit 'n
Bobbejaansheid, ek is nie heeltemal seker van dit nie, maar daar's 'n teorie. Ons soek antwoorde van waar kom ons vandaan en gee ons grys haar en ons weet nie heeltemal wat hoe om dit te maak nie. Maar hierdie vraag hou ons besig. Ons gaan nou al selfs maan toe, want jy moet besef nê, as jy nou so vinnig travel, dan travel jy eintlik in die verlede in. By die son, as ons hom nou vandag sien, het eintlik 8 meter terug al begin skyn. Sy strale vat 8 meter van die son af om by ons te kom. En net vandag skyn jy, maar as hy sou skyn. So jy kyk eintlik as jy hom nou sien in sy verlede en is al 8 meter terug eintlik begin stuur. So ons soek dan in die geskiedenis na waar kom ons vandaan. En gaan ons nog lank besig hou. En ons gaan nog 'n hele klomp vuurpyle bou en 'n hele klomp dollars mors. Die groter vraag wat ek vandag wil vra, en ek dink dit raak julle. Dit nie vir julle en ons almal. Is maak nie saak waar ons vandaan kom is. Wat maak ons terwyl ons hier is? Want dan is 'n derde vraag en ek gaan nie hom nou al antwoord nie, maar dis die vraag. Okay, ons is nou hier. Ons weet nie heeltemal waar kom ons vandaan nie of party mense weet nie waar ons vandaan kom nie. Maar waar gaan ons heen? En dis die vraag wat ons die twee vrae wat ons vandag moet vra. Kom ek begin by die derde een, waar gaan ons heen? En ons moet daaroor praat omdat ons by die dood is. En die volgende sinnetjie wat ek gaan sê is as gelowiges wat ek dit met jou gaan deel. So as jy vandag 'n ongelowige is, jy dit nie verstaan nie of nie glo nie, dan is ek verstaan dit heeltemal, ek het respek daarvoor. Maar vir my as gelowige weet ek dat hierdie stuk lewe op aarde is nie al nie. There's more than this. Dis nou net nie waar dat ons iewerster gebore word, nie eens weet waar ons vandaan kom nie, maar gebore word, 'n klomp jare leef, 50, 60, 70, 80 jaar, en dan doodgaan en dan is alles net verby nie. Ek weet daar sekere godsdienstgroepe wat sê ons reïnkarneer, ons kom weer terug. As jy soet was, dan kom jy terug as 'n prins. As jy stout was, dan kom jy terug as 'n muis of 'n kat of 'n ding, maar jy kom altyd terug en dis maar die reïnkarnasie leer. Ander ouens sê daar gebeur niks nie. Jy word kompos. Dit net so sad. Gelukkig is ons as gelowiges en dit nou juis hierdie afgelope naweek gebeur nê, wat ons die opstanding Sondag herdenk het. Waar ons sê maar die dood is totaal en al gebreek. Jou ouens, dis vir my die lekkerste ding. Ek wil begrafnis hou is nie lekker nie. En ek het net maar eerlikwaar sê. Van my job as dominee is dit regtig die grootste deel van my job. Maar in hierdie goeie deel is hierdie wat ek nou net gesê het die lekkerste deel van die goeie deel. Om te sê maar hierdie is nie al nie. Ons leef so asof hierdie alles wat ons het, maar dis daarom nie al nie. Ons weet in ons harte daar's iewerster waarheen ons gaan. Kom ek stel die vraag so. Wat gebeur as jy vanaand sou doodgaan? Dis die bottom line vraag. Maak jy oë in die hemel oop of in die hel? Ek weet 'n begrafnis is nie die regte plek om te praat oor die hel nie, maar ek moet met julle praat oor hierdie dubbele afloop, hierdie een van twee keuses wat ons het. Daar's nie meer nie, daar's nie ander keuse nie. Jy het 'n keuse om te maak en jy moet die keuse maak voordat jy jou laaste asem uitblaas. Daar's nie daarna weer 'n kans en ek weet daar sekere kerkgroepe wat sê daar's 'n soort van 'n vaage vuur noem hulle dit waar jy so half skoon gebrand word en dan kan jy kies of jy hemel toe of hel toe wil gaan. Ons weet dat die Bybel se boodskap is ja, is een van twee plekke, of hemel of hel. Die oomblik as jy doodgaan is jou keuse moontlikheid verby. Jy moet kies vir of en jy gaan altyd leef, nê? In die hemel saam met God en dis hemels of sonder God in die hel en dis ook vir altyd. Dis nie net tot jy doodgaan nie of weer 'n keer doodgaan, jy gaan dan vir altyd in die hel wees. Maar kom ons los daai vraag. Ek dink die droom wat ek en jy het is om eendag saam met Magda in die hemel te wees. En dit hoop ek is jou hartsbegeerte om sê maar dis waar ek eendag wil wees saam met haar, nee, saam met die Here in die hemel. En dit gaan hemels wees. Ons weet nie hoe lyk dit daar nie. Ons het so 'n paar glimpses in die Bybel daaroor. Tessalonisense het so 1 of 2 versies daaroor. Openbaring 22 hoofstukke, maar dit gee ook net sulke beelde wat ons nie lekker verstaan nie. Goue strate en wit klere en mense met trompette en perde en dis ons sien maar dit lyk my wow. Dis amazing daarso. Niemand wat daar is wil weer terugkom aarde toe nie. Hulle is okay daar want hulle is by God. So hier is ons middelste vraag van die filosofie. Of die flip side van die ander vraag. Julle onthou die vraag wat gevra het, wat gebeur as ons vanaand doodgaan? Die flip side vraag is wat gebeur as ons vanaand nie doodgaan nie? Wat gebeur as jy môreoggend weer 'n keer jou oë oopmaak
en weer 'n keer moet sê, okay, wat het Donald Trump vandag gesê? Wat se beelde stuur Artemis nou vir ons terug? Wat gebeur by die huis? Hoe face ek my man? Hoe face ek my kinders? Hoe face ek my werk? Of hoe face ek die feit dat ek nie meer werk het nie? Wat maak met die alledaagse lewe? En ek dink dis die vraag wat ons vandag vra. Hoekom is ons hierso? Gewoonlik vir die afgelope 60, 70 jaar het ons in Suid-Afrika gesê, ons is hier om, daar's 'n buzzwoord wat in die 70er jare baie belangrik was, die vorige eeu se 70er jare, wat gesê het, ons is hier om produktief te wees. Jou ma's en pa's is lief vir hierdie woord, veral as dit kom by kinders. Jy kan nie net rondsit nie, los jou foon, los die televisie, doen net iets, wees net produktief, jy mors tyd. En is goed en wel. Maar genade, daarmee het ons gesê, wat produktiwiteit eintlik is, jy moet geld maak. Jy moet wat jy hierso het, groter en hoër bou, dikker mure omsit, beter beskerm, sodat jy ryk kan wees. En ons almal het met in hierdie trap geval, wat ons sê, maar die sin van ons lewe, die hoekom ons hier is om ryk te raak. Of ten minste, het hoef nie noodwendig miljoene rande te wees nie, maar ek wil net gelukkig wees, ek wil 'n huisie hê, en ek wil 'n grasperkie hê, en 2 hondjies, en 2 kindertjies, en ek is vir al 4 ewe lief, vir die kinders partykeer minder as vir die hondjies, maar hulle is daarom hier so, ons is okay met mekaar, en ons is lief vir mekaar, en ek wil net so okay wees, dat ek so lewe, en as ek die dag 60 of 65 stryk, wil ek aftree in hierdie huisie, of 'n huisie wat ek dan verruil vir die strandhuisie, maar ek wil dan, of hierdie huisie wat ek verruil vir die strandhuisie daar, en dan wil ek daar bly, en dan wil ek gelukkig wees, en dan wil ek net nie dink aan die dood nie. En moenie vir my sê dis nie waar nie, ek weet ons is waar. Ons is nou in April maand, die begin van April. En ek kom agter, as ek so na ons gemeente kyk, en ons het so 1800 lidmate, as hulle Sondag hier voor my sit, en ek sien hulle elke dag in die winkels, en in hulle huise, dan sien ek, dis April maand, maar ons is moeg. Ons is gedaan gehardloop. COVID het ons gehelp om 'n bietjie stil te raak. Bekommerd te raak, maar ook stil te wees. Onthou jy daai dae wat jy die hele dag in jou pyjamas was, en waar jy net koekies gebak het, en koekies gebak het, en koekies gebak het, want jy mag net meel en eiers gekoop het, en so jy het maar koekies gebak, daar was alles 'n bietjie rustiger was, waar manlief selfs gehelp het om skoolgoed te was, waar jy al om die huis moes gaan oefen, dis al waar jy mocht geoefen het, is om die huis te hardloop, of om die swembad te hardloop, en dit was maar na COVID het ons net weer begin hardloop, en ons het gehardloop, dit werk min of meer so, jy begin 2 Januarie, want 1 Januarie is dan net te vinnig, jy slaap nog nie roes af van die nuwejaarsgoeders, so 2 Januarie begin jy werk, so Desember, einde Januarie, net 'n salaris kan kry, om Desember se skuld terug te betaal. En dan werk jy, vir Februarie maand, is gelukkig 'n korter maand, dink jy, want eintlik die Maart maand wat kort is, maar jy werk vir Februarie, net om Januarie se skuld te betaal, en om die kinders se skoolgeld te betaal. En dan werk jy Maart maand, en April maand, en Mei maand, en Junie maand, en Julie maand, deur die winter, Augustus, September, dankie tog, die groenigheid kom weer uit, en Oktober, en November, dan ons poeg, en dan sluit die skole, en dan laai ons ventersleepwaens en ons karavane, en dan gaan ons Buffelspoor toe, of iewers by die see, Hartenbos of iewers, en dan gaan ons vakansie. En so voordat ons wegry, dan stop ons net nou vir oulaas by die shopping center, by die mall, en dan laai ons die sleepwaantjie nog voller met allerlei goed, want kyk, daar is ons met die winkels by die ander plek, en so jy koop het nou hierso, en dan vervoer jy het so toe, maar die sleepwaantjie staan so bol, en dan hou jy vakansie. En dan kom jy 28 Desember terug, voor die gerash, en dan begin jy 2 Januarie weer, werk. Hoekom? Want die vakansie gaan nou, en jou geld is op, so jy moet weer die geld by mekaar maak, en ons lewe raak so, is hierdie redreis, wat jy in die rondte hardloop op hierdie wielietjies, en ek kom nêrens nie. Ek hou nou van fietsry, en ek het 'n indoor trainer daar by die huis in die garage, maar ek haat dit maar op te sit, want
Want jy sit daar en jy sweet vir 'n uur lank op die fiets en daar's mos nie wind wat so jy sweet, dit loop alles net soos damme water en as ek afklim, klim ek op exactly dieselfde plek af. Ek het nêrens heen gegaan nie. Ek is doodmoeg, nat gesweet, op dieselfde plek. Baie beweging, geen vooruitgang. Ek dink ons almal werk so. Hardloop en kom nêrens nie, want may I remind you, dit is nie die sin van die lewe nie. Okay, goed, dankie Domie, dis goed dat ons dit weet. Domie, maar ons moet nou 'n goeie naam hê, dis dalk die sin van die lewe. Ons moet nou ons naam, ons ou mense het altyd sê, jou naam gaan jou vooruit. So trek jy Rustenburg toe, dan moet jy weet, jou naam gaan jou vooruit, hulle weet wie jy is. En trek jy Pofadder toe, dan weet hulle al lankal wie jy is. Veral op Pofadder sal lankal weet wie jy is. So jou naam gaan jou altyd vooruit, so jy moet jou naam hoog hou. En ons werk hard daaraan. Die Slabbert naam of die Vander of die Oosthuizen naam of die Vander Westhuizen naam of die Kreer naam, ons moet net ons naam hoog hou. Niemand moet ons tog iewers 'n kritiek kan lewer oor ons nie. Dink 'n klomp groot ouens het ook maar partykeer voete van klei gehad. Jy kan hard werk om jou naam konsys regte, maar jy gaan nie by Petrus uitkom en Petrus sê, van 'n Westhuizen, kom in, julle is welkom, julle is baie meer welkom as die Slabberts, julle gaan nie inkom nie. Nee, daar's nie so iets nie. Dit lyk vir my baie van ons dink dit so, baie sê, okay, goed, jy sê dit nie. Ek moet 'n bietjie roem hê, my status hê in die samelewing. Ek moet 'n titel voor my naam kan skryf, dominee of dokter of professor of iets van die aard of iets agter my naam. Ek is 'n CA of ek het allerlei grand titels wat ek myself toeëien. Ek is dan grand gewees saam. Ouens, ek dink die Petrus of Paulus of wie ook al daar by die poorte gaan staan, gaan sê, dominee, kom. Sorry jong, jy was net 'n plammer gewees. Genade, prokureurs nie, is die plek vir hulle nie. Ja, politici, nog glad nie. Maar ek dink nie dis waaroor dit gaan nie, maar baie ouens dink hierdie goeters speel 'n rol. Kom ek maak dit makliker. Ouens, al waaroor hierdie lewe gaan. En ek gaan so simplify as dit kan. Al sin in hierdie lewe wat ons het is jy en God in 'n verhouding, dis dit. Lank terug toe MTN en Vodacom nog die enigste twee diensverskaffers was wat vir selfone, het MTN 'n groot hap uit die mark gekry deur hulle slogan, deur hulle motto. En hulle motto het gesê met Are you connected? En dis wat Jesus vir jou vra. Is ek en jy geconnect? Nou moet jy nie vir my sê, ja, maar ek is in 'n verhouding met die Here, ek ken hom, en verhoudings is baie meer gecompliseerd as net van ons weet van mekaar. Dis nie soos op Facebook, ek weet nie, ek het 4-5 friends, baie ken ek nie, baie ken my nie, maar ons het iewers te mekaar raak gekuier, raak gekerk, raak gepraat, en nou soos vriende, maar ons kom nie reg, dis nie wat vriendskap eintlik is nie, dis nie wat die link is wat tussen God en mens verstaan nie. Kom ek probeer dit anders te verduidelik. As ek eenmaal in 6 maande met my vrou kom en vir my vrou sê, Annelie, ek is vir jou verskriklik lief, hier is vir jou net so groot bos blomme. En ek staan by die voordeur en met hierdie groot smile en sê, hier is vir jou blomme, ek is vir jou baie lief. Dan is daai eerste woorde waarskynlik wat alle vrouens se woorde sal wees. Wat jy verkeerd gedoen? Hoekom bring jy vir my 1 keer in 6 maande blomme? Wat is hierdie? Want verhoudings werk nie met 1 keer in 6 maande nie. Verhoudings werk, kan ek weer terug gaan na die selfoon toe? Onthou julle die missed call stelsel wat ons gehad het? Ek dink ons het hom nog steeds. Maar jy het vir iemand, as jy nie geld gehad het, nie belteld geld het, dan het jy 'n missed call gestuur. En dan kon hulle ook nie terugbel nie, maar hulle stuur ook 'n missed call. En daai missed calls het net beteken, ek dink aan jou. Ek is veilig, ek is okay. En dis wat verhouding beteken, is om gedurig met God in aanraking te wees. Kan ek gou die teksvers lees wat julle vir my gegee het, wat so skitterend werk. Maar vir my sal God loskoop uit die mag van die dood is nou hierso wat staan. Maar dalk uit die mag van die sinlose bestaan. As jy sinloos wil lewe, vergeet van God. Doen wat jy wil. Basta met hom. Whatever hy sê, doen jy teenoorgestelde. Hier en daar doen jy bietjie wat hy sê, maar is ook nie reg omdat hy so sê nie, net omdat jy dink dis easier. Jy ry aan die linkerkant van die pad want jy dink dit help daarmee met die meeste mense daarom min of meer kan botsingloos ry.
Jy stop daarin by die robotte, jy vat daarmee aan ou se tuinslang nie, jy koop jou eie, jy leef so half min of meer op jou eie. Maar ouens, as ons op ons eie wil lewe, maak ons droog. Ons voeder dit wat God vir ons kom gee het, op. En al wat hy wil vra is, knak net jou knieë voor die kruis en sê net vir my, jy is vir my lief. En weet jy wat my kind, ek is vir jou verskriklik lief. Dis vandag sit julle hier son, julle is hartseer, julle is flenters oor, dit wat, Magda is net weg. En maak nie saak, wat die omstandighede was tot nou toe nie, en die gemis hierna nie, maar dit is 'n verskriklike gemis. Ek weet, dit is 'n maand en 'n half voor Moedersdag. En dan skielik moet 'n mens een minder kaartjie koop, een minder oproep maak, een minder bos blomme gaan soek, want sy is nie daar nie. En hierdie gemis is huge. En die enigste manier, en ek is nou, wat seker 35 jaar dominee, die enigste manier hoe mens hartseer en seer verwerk is op God se skoot. Dis as jy in 'n verhouding met hom is, dat jy op sy skoot kan sê, Here, ek verstaan nie die goeders nie. En baie keer gaan die Here vir jou vasdruk en sê, maar jy hoef dit nou te verstaan nie, my kind. Ons wil altyd sê, maar ek wil die wil van die Here probeer uitwerk. Die wil van die Here is baie keer vaag. En op hierdie aarde, dis amper so 'n tapisserie van agteraf te kyk. En hierdie tapisserie is van agteraf net 'n klompie wolletjies wat knopies en goeders is. Jy verstaan dit nie, en eendag dan gaan God dit flip, en dan gaan jy sien, aha, dis die prentjie. Vir nou kyk ek van die agterkant af en sien ek dit nie raak nie. Paulus skryf in 1 Korintiërs 13, nou kyk ons in 'n dowwe spieël. Dit maak nie vir ons sin nie. En eendag sal ons eers ordentlik kan sien. Maar vir nou kyk ons in 'n warboel van goed wat ons nie verstaan nie. Want geen een van ons wil graag vandag begrafnis gehou het nie. Wil vandag nou by die graf gaan staan en sê, daar's my vrou, my ma, my vriendin net weg nie. Daarom nooi ek jou uit. En gisteraan terwyl ek besig was om voor te berei, het ek vir myself gevra, wat sê ek nou vandag vir julle? Wat is nou my job as dominee om vandag met julle te deel? En ek dink my job is net om te sê, ek wil julle en God aan mekaar vasbind. Ek wil eintlik net 'n visitekaartjie, 'n businesskaart, God se besigheidskaartjie in jou hand druk en sê, hier is die antwoord. Is ook nie die antwoord nie, maar hier is die plek waar jy kan gaan soek na die antwoord. Hier is die adres waarheen jy kan gaan. En ek wil vir jou 'n pindrop doen en vir jou sê, gaan na hom toe. Maar vir my, en dis nie net Magda nie, maar vir ons, sal God ons loskoop uit die mag van die dood. Ek sal aan hom behoort. I will be his. Is hierdie ding maklik? Kom hierdie goeters eenvoudig, nie glad nie. Daarvoor het ons 'n buitekant en 'n brein, en dis waarmee ons tot dusver gewerk het. Met ons buitekante en ons breine mekaar opgebou deur te sê, maar dis wat gaan gebeur met cerebraal, kognitief. Maar die Here het ons ook gewire met 'n ander kant, en ons noem dit emosies, met die binnekant. Met goed soos hartseer, en daar's niks fout met huil nie. Daar's niks, mans, ek weet nie hoekom nie, maar ons mag huil. Is nie mooi nie, maar ons mag maar huil. Naas Boeta het ons nou gesê, cowboys don't cry, en ek sê dit nou maar by al die begrafnisse, want het is my belangrik dat ek sal sê, ek is nie 'n blou bil nie, en ek hou nie van die blou bille nie, ek hou nie van Naas Boeta nie, maar cowboys kan maar cry, hoor. Nathaniel, ek dink nie, hy het ooit 'n rugbybal vasgehou in sy lewe nie, maar hy het gesê, ons mans moet in touch kom met ons feminine side. En ek dink hy was reg geweest. Ons mag maar huil, mans, dis okay. Ons gaan baie keer down wees, stikkend wees. Ek voel maar, ek wil nie die lewe in die oë kyk nie. Ek wil vandag sommer sulk. Ek wil doen wat ek in COVID gedoen het, my pyjamas heeldag rondloop. Dis fyn, jy kan maar soms so wees. Jy mag ook soms baie keer kwaad wees vir omstandighede, kwaad wees vir die Here. En daar's niks meer fout nie. Ons is tog so gereformeerd en heilig en sê, nee, jy mag nie vir God kwaad wees nie. Jy moet net vir hom sê, jy mag nooit vir hom sê, hoekom nie? Jy moet al sê, halleluja, prys die Here. Dis nonsens, ouens. Daar's baie teks in die Bybel wat worstel met die Here.
waar ouens regtig waar intens geworstel het. Ek gaan een voorbeeld gebruik. Psalm 23 ken ons nou baie goed. Dis Dawid, nê. Die Here is my herder, ek kom niks kort nie. En by die graf van ek die teksgedeelte lees. Dis 'n aangrypende gedeelte. Ek sien so al vir Dawid as hy so staan met al sy uniform en blink epauleppe en al dit is hy staan stewig, nê. Die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Kan ek net gou vir jou een bladsy terugblaai. Bladsy 23 is Dawid. Bladsy 22 is ook Dawid. Hy begin so. My God, waarom moet U my verlaat en is U ver van my af? Onthou jy daai woorde? Jesus in die kruis, 1000 jaar na Dawid wat uitskree, Eli, Eli, lama sabachthani. Dis nie Jesus se unieke woorde nie. Dis woorde wat hy gaan leen het by Dawid. Wat gevoel het maar is unfair. Daar gaan sulke moments wees waar ons gevoel maar dis net nie fair nie, dis nie hoe die woorde werk nie. En in dit alles, in die vertwyfeling, in die hartseer, in die flentersheid, in die salkiness, is God daar en sê my kind, jy mag, kom sit op my skoot en ek gaan jou vasdruk, jy's myne, forever and ever. Ek gaan die laaste opmerking maak. Ons is verskrik hard met onsself om verby hierdie goeters te kom. Om aan te gaan met die lewe. Kom aan, die lewe gaan aan. Volgende week moet ons weer 'n nuwe blaadjie omslaan. Ons gee haar klere weg, ons doen alles, ons gaan net aan met ons lewe. Moenie te vinnig huil nie, rou nie. Dit is oukei om net sommer die pas te markeer, water te trap en net te vertoef in flinters wees. Ons wil tog so van en partykeer kan ons nie, partykeer moet ons net sommer 'n bietjie stil staan. En in daai stil staan kom sit God sy hande om ons en sê ek sal jou vasdruk en ek sal by jou wees forever and ever. Mag daar se dood het ons almal geruk. En vir julle as gehoor waarskynlik die meeste. Mag die Here regtig waar ons elkeen styf vashou. Dat ons kan huil, video's kan kyk, staaltjies kan vertel, kan recap oor baie goed wat gebeur het, en sommer net aan God vashou. Want baie anders gaan ons. Wat anderster is die sin van die lewe. Here, dankie dat ons kan vashou aan U en kan weet dat U met U groot liefde ons gaan vashou en dat U ons gaan optel op U skoot en ons gaan vashou en as ons wil afspring gaan U ons weer optel en vashou en Here, U gewoonte is juist om te sê maar ek wil by jou wees. Ek wil nie jy moet alleen wegraak nie. Dankie dat ons aan U kan vashou omdat U ons vashou. Dit gaan vir ons 'n moeilike pad vorentoe wees, Here. Maar ons weet dat U by ons gaan wees. Amen. Ek gaan nou die draers van se name uitroep en ek wil vra dat hulle vorentoe sal kom en dan gaan ons op die laaste lied sal ons dan uitbeweeg buitekant toe. Die draers wat by die graf gaan dra, ek gaan net julle name nou roep. Julle hoef nie vorentoe kom nie, maar as julle by die begrafplaas kom, as jy by die begrafplaas kom, beweeg asseblief net na die lijkswaar toe. Dis Gerard en Christo en Dani en Tinus en Andries en Dewald. Die draers hier by die kerk, julle kan voorkom staan asseblief, en ek dink Rinaldo sal ook voorkom staan, is Gerry en Hendry en Wikus en Sonja en Corneille en Fani en die slippedraers Frikkie, Gerry en Mersha, julle kan ook saam daarvoor staan. Ons almal kan staan, dan gaan ek vir ons die seën uitspreek. En as ek klaar is met die seën en ons speel die lied om uit te beweeg, dan vra ek dat jy kans sal gee vir die draers om eers uit te beweeg, en dan kan die naaste familie uitbeweeg, en dan kan die res van ons volg.
mag die genade van die Here Jesus Christus en mag die liefde van God wat ons Vader is en mag die Heilige Gees se teenwoordigheid by ons elkeen wees en nie net vir nou nie, maar vir altyd wees en bly. Mag die drie enige God saam met jou gaan. Amen.